Nou vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy woord, en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal saamseën terwyl ons gaan kyk vanmôre na die baie kontroversiële maar interessante saak van wie is die Israel visie en wat glo hulle? Wat is die Bybelse antwoord op dit wat hulle glo? Nou daar is heelwat mense wat inluister, wat dan ook vir my boodskappe aangestuur het van hulle familie en vriende, wat sê dat hulle glo nie aan die prediking soos ons dit verkondig nie, hulle glo nie aan die Bybel soos ons dit sien nie, hulle glo nie aan die apostel Paulus as apostel van die Here Jesus Christus nie, en dan nog baie ander dinge wat hulle sê. Hulle praat ook van God as Jahweh, en hulle praat van Jesus as Yeshua, en verskillende dinge wat anderste is as wat die deursnee kerk oor die eeue dan gedoen het. Daar is ook sekere dinge wat hulle hou, volgens die Ou Testamentiese gebruike, en sekere dinge wat hulle verwerp. En die vraag wat ons vanmôre by gaan stilstaan is, wie is die Israel visie, wat glo hulle, en wat is die Bybelse antwoord op dit wat hulle glo? Nou vriende, in die eerste plek moet ek vir u sê dat hier baie vertakkinge in die Israel visie groep is. Hulle staan ook bekend as die British Israel, hulle staan ook bekend as die wit teologie, hulle staan ook bekend dan as die Israel visie groep. En wat hulle eintlik glo, is eenvoudig dat hulle die nasate is van Adam en Eva, se geslag uit Abel en uit Set. So al die blanke mense reg oor die wêreld is dan uit hierdie geslag van Abel en Set, afkomstig van Adam en Eva, die twee seuns, is gebore Abel en Set, en dan die kinders wat gebore is die blanke mense wat dan deel was van hierdie volk Israel. Nou hulle glo dat al die ander kleuriges, vriende, nasate van die duiwel is, dan praat ons van fisiese nasate van die duiwel is, en basters genoem word, en nooit in die vergadering van die Here mag inkom nie. Verder glo hulle dat net blanke mense gered kan word, en uiteindelik die hemel kan beerwe. Hulle sê ook dat die 12 poorte van die hemel het die name van die 12 stamvaders op, en as jy nie die fisiese nageslag van een van hierdie 12 stamme is nie, in besonder die 10 stamme wat in verstrooiing gegaan het, dan kan jy nie die hemel beerwe nie. Die hartseer van hierdie siening is dat hulle nie werklik toetse kan doen nie. Daar is geen DNA-toetse of bloedtoetse wat hulle kan doen nie. So dis maar hoop en glo om te sien of jy eendag in die hemel sal inkom. Die feit dat jy blank is, gee vir jou 'n geweldige voordeel, en daarom is jy heel moontlik deel van hierdie nasate van Israel, en sal jy dan die koninkryk van God beerwe. Nou glo my, ek het al met hierdie ding male sonder tel te doen gekry. Ek onthou op 'n stadium in een van my gemeentes wat daar 'n man wat hierdie wit teologie webtuiste besoek het, White Nation, en hierdie man het geweldige kontroversie in die gemeente veroorsaak deur sy siening dat die blanke mens die uitverkore volk van die Here is. Ek het op 'n stadium ook 'n gesprek gehad met 'n familielid wat dit vasgeglo het, en geglo het al die ander kleuriges is basters en sal nooit in die hemel kan inkom nie. Ek onthou 'n gesprek wat ons gehad het, wat uitgeloop het op 'n redelike groot argument, juis omdat hierdie man voet by stuk gehou het, dat omdat hy blank is, sal hy die koninkryk van God beerwe. Hy was 'n vloeker, hy was 'n drinker, hy was 'n roker, hy was iemand wat God se naam eintlik gebruik het, hy was eintlik 'n man wat glad nie 'n liefde vir God gehad het nie, maar omdat hy sy velkleur wit was, het hy geglo hy gaan die hemel beerwe. En u kan duidelik agterkom, vriende, waar die Israel visie groep vandaan kom. Ons kan ook praat van die Israel visie dwaling. Die hart van die oortuiging lê in rasisme, die haat van ander kleuriges, en die eeuoue leuen van dat een nasie beter is as die ander, en meer voorrang by God geniet as die ander. U moet onthou, in die tyd van die Here Jesus was dit ook so gewees. Die Jode in die tyd van die Here Jesus het geglo hulle is beter as die Romeine, en so kan ons reg deur die wêreld kyk. Daar is weer ander groepe, vriende, wat glo hulle is beter as ander groepe, en so sien ons hierdie leuen van die Satan, waar mense die kleur vat en dink dat omdat ek 'n bepaalde kleur is ek beter as 'n ander een. Die Israel visie dan, die blanke mense wêreldwyd, wat dan deel is van die verlore stamme van Israel, en daarom sal hulle die hemel beerwe op grond van hulle kleur. Daarom lees hulle die Bybel soos hulle wil, hulle verstaan die Bybel soos hulle wil, hulle is vreemd van die ortodokse protestantse verstaan van die Bybel, en daarom kan ons hulle as 'n sektegroep beskou, wat baie versigtig hanteer moet word, en waarvan jy moet wegvlug so vinnig as moontlik. Kom ek beantwoord die vraag vir u baie duidelik. Waar kom die mens vandaan? Die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat daar is net een ras, en dis die menseras. Daar is wel verskillende etniese groepe,
kultuurverskille en dies meer. Maar die Bybel sê vir ons in Genesis 2 vers 7, dat die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So die mens dan 'n lewende siel geword. Ons lees nooit dat die duiwel mense geskaap het nie. Ons lees nooit dat die duiwel gemeenskap gehad het met Eva en daar 'n bose nasaad gekom het, wat dan ook die ander kleuriges insluit nie. Ons lees nooit daarvan in die Bybel nie. Dis wensdenkery, dis duimsuigery, dis 'n boosheid wat in die hart van die mens gesetel is, omdat hy reken sy kleur maak hom belangriker as 'n ander een. Ons weet dat die groot vloed plaasgevind het en ons lees in Genesis 10. Jy onthou, in die ark was net Noag, sy vrou, sy 3 seuns en dan ook die 3 vroue van sy seuns. Nou sê die Bybel in Genesis 10:32, nadat hulle die ark uitgekom het, nadat die wêreldvloed verby was, dit is die geslagte van die seuns van Noag volgens hulle afstamming in hulle nasies en uit hulle die nasies op die aarde hulle verdeel na die vloed. En nou kom Lukas en hy skryf in Handelinge 17 vers 26 en hy sê, en hy God het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom ons leef ons, beweeg ons en is ons, so sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Nou die vraag is nou, was Adam en Eva blanke mense? Die Bybel sê nie vir ons nie. Vriende, daar is geen aanduiding in die Bybel dat Adam en Eva blanke mense was nie. Baie interessant is, die blankes glo dat Adam en Eva was blank. Die swartes glo Adam en Eva was swart. Die Indiërs glo Adam en Eva was Indiërs. En so kan ons aangaan, ons kan die etniese groepe noem. En wie is reg, wie is verkeerd? Baie interessant dat die Here dit nie vir ons in die Genesis verhaal opgeteken het nie. Waarom nie? Ek dink die Here het geweet hoe arrogant mense sal wees deur hulle kleur dan belangriker te ag as 'n ander een. Ek weet ons verskil van mekaar in optrede, maar vriende, een ding wat ons kan sê, die een is nie voor God beter as die ander een nie. Die vraag is net, waar kom etniese Israel vandaan? Die antwoord vind ons in die Bybel. En jy kan baie antwoorde gaan soek, en jy kan baie goed gaan lees van baie filosowe. Die feit van die saak is, God se woord is geïnspireer deur sy Heilige Gees en gee vir ons die antwoord. Die Bybel sê vir ons in Genesis 12 vers 1, en die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land en uit jou familie en uit jou vaders huis na die land wat ek jou sal wys. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. En ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Kan jy agterkom? Abraham is die een, ons praat van die vader van die volk Israel. Uit hom, vriende, sal Isak gebore geword het, en uit Isak sal Jakob en Esau gebore geword het, en uit Jakob die 12 seuns, en sien ons baie duidelik dat die volk Israel dan ook gevestig sou word. Baie duidelik sien ons dat die Here hierdie waarheid vir ons in Genesis 17 vers 1 kom leer. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees, en ek wil my verbond sluit met my en jou buitengewoon vermeerder, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en konings sal uit jou voorkom. Kan jy agterkom wat staan nie, vriende? Die Here sê vir Abraham, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak, en ek sal nasies uit jou laat voortkom, en konings sal uit jou voortkom. Nou wie was Abraham? Hy was 'n doodgewone mens wat afgode gedien het. Die feit dat God hom red en roep, vriende, het die verskil kon maak. Nie sy suiwere bloedlyn, sy kleur of sy status nie. God het in sy soewereiniteit Abraham gekies. En nou kan jy gaan lees in Josua 24 vers 1 en verder, hoe die Here dan ook hierdie saak kom vasmaak. Jy onthou nadat die volk Israel dan in die land Kanaan gekom het, sê Josua vir hulle, Josua 24:1, daarna het Josua al die stamme van Israel by een laat kom in Sichem, en hy het die oudstes van Israel en sy hoofde en sy regters en sy opsigters laat roep. Toe sê Josua aan die volk, so sê die Here die God van Israel, oor kan die Eufraat het julle vaders van oudsher gewoon, Tera, die vader van Abraham en die vader van Nahor, en hulle het ander gode gedien.
So die feit dat Abraham geroep was en uit hom die volk Israel ontstaan het, was God se soewereine keuse en die Bybel sê vir ons baie duidelik dat die Here 'n besondere liefde vir sy volk gehad het. Baie interessant is dat die naam Israel eers later aan die volk gegee was, nadat Jakob, dis nou Abraham se kleinseun, met die engel geworstel het by die Jabok rivier, en ons lees daarvan in Genesis 32 vers 25. So ek wil die eerste boodskap afsluit, ek gaan môre aangaan daarmee, om vir u te sê dat die Israel visie dwaling het geen fondasie vir wat hulle sê nie. Dis mense wat besig is met wensdenkery en hulle is besig met 'n velkleur in plaas van met die waarheid van God se woord, dat die dag toe die sondeval plaasgevind het in Genesis 3, dat ons geestelik, hoor nou, nie fisies nie, geestelik, kinders van die duiwel geword het. Dat ons geestelik die verhouding tussen ons en God gebreek was, en dat ons nodig gehad het dat Christus dit moet kom herstel het. Daarom wil ek vir u sê, die offers in die Ou Testament het altyd verwys na Jesus wat sou kom, en ons kyk terug na die verlossing wat Jesus ons kom gee het. Maar die fisiese nasate van die volk Israel is aan ons onbekend. Daarom wil ek vir u sê, dat ons met sekerheid kan sê, dat ons nie Israel is nie. Ons is nie Jode nie, en as jy twyfel daaroor, gaan kyk nou jou neus in die spieël. Die etniese volk Israel was altyd uitgeken, en die Jode vandag ook, na hoe hulle lyk, hulle voorkoms. En ek kan u waarborg, 9 uit die 10 van ons is nie Israel nie, ons kan dit nie toets nie, as geen DNA toetse nie, as geen bloedtoetse nie, en daarom moet ons voet by stuk hou, dat ons blanke mense nie Israel is nie. Ons sal môre 'n bietjie aangaan, om bietjie vir u verder te verduidelik, hoe hierdie groep daarna uitsien, en wat die Bybelse antwoord daarvoor is. Groete vir u, mooi dag verder, tada.